Your grace will be enough when my eyes can't see what you have prepared for me. Your grace will be enough. And strength is rising as I wait patiently. Your words, they comfort me. Strength is rising. Hallo julle, hier is weer by 'n Vrydag en baie welkom dat julle weer ons aangesluit het. Vertrou sê ons sal regtig die seën van die Here vandag so hê. Julle raak 'n baie spesiale groep vir my en dit is my so voorreg om die woord van die Here met julle te deel. Ek wil graag die gedeelte weer ook herhaal wat ek ons verlede week hanteer het. Verlede week het ons gepraat oor die lig onderwerp daar in 2 Korintiërs 4 vers 6 en ek lees dit net weer vir julle. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn. Net wel die doel van daai skyn is om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat in Jesus Christus uitstraal. Soos ek verlede keer gesê het, 'n baie sterk teks. En verlede keer het ek 'n bietjie met julle gesels oor die lig dat ons die lig soek in ons lewens en ons verhoudings met mense. Vandag wil ek die tweede deel van hierdie teks net so bietjie vra dat ons net so klein bietjie oopmaak en vra die Here vir ons help daarmee. Naamlik dat ons kennis kry van God. En wanneer ons die kennis van God het, lyk dit vir my kan ons die gesig van die Here Jesus Christus uitstraal en weerkaats vir mense rondom ons. Die gesig van Christus en die kennis van God wat ons leer van die heerlikheid van God. Die woordjie heerlikheid is opgedeel ook in 'n paar dele waarvan een van daardie dele Heer is. Die heerlikheid, die Heer gedeelte. Verheerlik, ek ken ook die woord verheerlik, ons maak hom Here. Wanneer ons meer van God leer, hoe meer besef ons, hy is eintlik in beheer, hy is my koning, hy moet die Here van my lewe wees. Ek kan nie sonder hom lewe nie. Dis hy wat my dan optel om wysheid te ontvang vir die regte woorde, die regte hantering van mense, die sagte hantering van mense, die kyk na mense in my oë, hoe ek luister na mense, wat hulle sien in my gesig. Dat selfs al lyk my gesig stief van 'n bulldog sê altyd dat hulle altyd die liefde van die Here en dit steeds sal sien in die vriendelikheid waarmee ons hulle hanteer en ons aandag gee aan mense rondom ons. Verlede keer het ek 'n bietjie gepraat oor die verhoudings, maar vandag wil ek praat oor die getuienis. Wat is dit wat mense sien in ons lewens? Nou dit lyk vir my as ons meer en meer in die woord van God onsself bevind en ons bestudeer sy woord, hoe meer besef ons hoe hy in beheer is. Alles is in beheer in sy hande en daarom kan ons vertroue hê en vrede hê dat hy weet wat hy doen ook met my lewe. Jy sien is wanneer ons onsself uitlaat en ander kennis inwin van die TV, sosiale media, wat mense vir ons sê, wat ons sien in die strate, die verkeer en ons raak baie gefrustreerd met hierdie goed. En dan raak ons ook sommer donker in ons hart, want die bronne wat ons baie keer raadpleeg in hierdie wêreld is baie keer nie bronne van lig nie. Maar dit lyk my wanneer ons kennis begin soek in die woord van God en ons ondervinding met die Here, dan ontdek ons die lig waarvan hier gepraat word, oorwinning oor die duisternis, maar ook dat ons in hierdie wêreld waarde kan toevoeg in die duisternis, deur ligdraers te wees, want ons het kennis van God. Kennis van God leer my om te vergewe. Kennis van God leer my om die regte antwoord te gee op die regte tyd. Kennis van God leer my om stil te wees. Kennis van my leer om my naaste lief te hê, ook te luister wat hulle sê. Kennis leer my om die probleme wat ek ervaar in my huis, om dit reg aan te spreek. Ek word nie bestuur deur emosies en teleurstelling en bitterheid nie. Ek word bestuur deur die genade en die kennis wat ek in God het. Hierdie kennis wat my vertel van die heerlikheid van God, maar vriende wat ons sien in die gesig van ons Here Jesus. As ons let op die gesig van die Here Jesus in plaas van die TV-skerm of die sosiale media, of wat die mense vir ons sê, sal ons baie beter antwoorde kry. En sal ons antwoorde kry wat sin maak in ons lewe. Ek bid sodat die Here jou sal seën in hierdie dag, om iemand se lewe 'n bietjie ligter te maak. 'n Verskriklike moeilike vraagstuk te hanteer.
Vertrou sê die Here gaan vir jou onderneem in hierdie gedeelte, gaan soek kennis by God. En hy sal vir die antwoorde gee waarna jy soek. Ek weet ek praat baie maklik hier in hierdie veilige kantoor van my, hier tussen my beertjies in die pastorale kantoor. Maar ek besef ook daar is werklikhede dat buite vir mense wat baie swaar kry. Wat eensaam is, radeloos is, bekommerd is, wanhoopig is. Manne en vroue, en veral enkel vroue in die dae wat kinders moet grootmaak, wat in my oog die heldinne van ons eeu is, vra ek om genade vir julle ook in hierdie dag. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons dink aan al die mense hier in my gedagtes nou, en ook almal wat luister, dan erken ons dat sonder kennis van U is ons verlore. Maar wanneer stil raak voor die aangesig, sal vir U vir ons die lig gee, sodat ons ander mense se lewe ons ook kan verlig. Ek vra om genade vir elkeen wat luister, en vra dat U vir ons sal help om U naam te verheerlik. Amen. Die Here seën vir jou tot ons volgende week weer mekaar sien. Terwyl ons so draai in die seisoene van die jaar, van die somer na die winter, lyk dit al 'n bietjie beter nou. Maar mag jy regtig die kennis van God naspeur en 'n verlange hê daarin, nuuskierig wees om te sê wat God sê, uit te vind wat God vir jou sê. Mag jy daarin krag kry om die heerlikheid van God in jou lewe te sien. Totsiens ons volgende keer weer mekaar sien volgende Vrydag. En mag die Here weer met ons ontmoet volgende Vrydag soos hy wil. En kom ons wees lief vir die Here, want hy is lief vir ons. Totsiens. Your own dreams, lift your hands and bless the Lord. Carry on, all you pilgrims. Don't lose heart, His strength will still come. At the end of your wanderings, you'll see the grace that He giveth and giveth and giveth again. Your word will be enough when I cannot hear, when I start to fear. Your word will be enough. Your voice will lead me in when I can't escape.